as tema vanoggend praat ek graag met u oor 'n onderwerp kies mooi. Kies mooi. Daar is die breë weg en daar is die smal weg. Paulus het hierdie gemeente nie fisies besoek nie. Hulle het ontstaan as gevolg van die mense wat die evangelie gehoor het en op ander plekke en toe na hulle tuisdorp toegebring het. En so het hulle gemeente ontstaan onder leiding van Epaphras. Hierdie gemeente in Kolossense het dit nie maklik gehad nie. Hulle het nie eerstens kennis van die evangelie gehad nie. Dit wil sê, hulle het die evangelie gehoor en van ander mense gehoor en dan het hulle dit wat hulle gehoor het ook verder vertel. Daarom was hulle 'n maklike teken vir valse leraars. Hulle was nie direk onder die geklank van die mense wat die evangelie verkondig het nie. En so kan enige persoon met 'n boodskap dan kom en claim dat dit die evangelie is. Daarom was hulle maklik aan tekens vir valse leraars wat hulle op allerlei dwaalweë wou wegvoer. Hulle het dus nie die Bybel gehad nie, dit was nog in die proses om geskryf te word. En hierdie valse leerstelling was nie 'n doelbewuste wegstuur van God nie. Dit was meer 'n soeke na die waarheid, te midde van talle godsdienste en sieninge. Mense was op soek na die waarheid. Wat is die waarheid? Maar ongelukkig was die effek op die ou end 'n wegbeweeg van God en Christus af. En dit is in hierdie hoofstuk waar teen Paulus dan waarsku. Wat is die valse lering dan? Paulus beskryf dit as teorieë en argumente wat misleidend is. Hierdie teorieë en argumente, broers en susters, berus op oorleweringe van mense en wettiese godsdienstige reëls. Die basis daarvan is nie Christus nie. Want hulle volg die reëls, hulle wil seker maak dat almal doen wat daarvoor geskryf word. Die basis daarvan is glad nie wat van Christus is nie. En dit het gegaan oor allerlei voorskrifte, reëls oor wat geëet mag word en wat nie geëet mag word nie. Verder was die vier van allerlei feeste hoog op hulle agenda. Selfs die aanbidding van engele is voorgeskryf. En dit alles is geleer op grond van kantige visioene wat mense gesien het. Hierdie valse leringe was gegrond op die geloof dat daar allerlei bonatuurlike magte was en dat 'n mens hierdie bonatuurlike magte positief moet aanvaar of benader, asof hierdie magte iets positiefs in jou lewe sou veroorsaak. Jy moes dus sekere dinge prysgee en opoffer. Terselfdertyd moes jy allerlei feeste vir hierdie bonatuurlike magte vier. Letterlik rituele, sodat hierdie mag wat jou moet besoek, jy moet voorberei vir hierdie mag. En daarom daar 'n fees gehou word, en dit was die tipe 'n dwaalleer wat daar was. Hierdie weg, soos leer Paulus ons, is die verkeerde weg. Dit is nie die pad na verlossing nie. Die smal weg is die weg van Christus. Teenoor die breë weg van verdienste verkondig Paulus die smal weg van Christus. Christus is die weg. Christus is die enigste weg. Christus is die waarheid. Christus is die seun van God. Hy is self God. En Paulus stel dit soos volg: in Christus is die volle wese van God beliggaam. Dit is so mooi gestel. In Christus is die volle wese van God beliggaam. Hy het na die aarde toe gekom en gesterf, maar hy het opgestaan. Deur sy dood het hy die sonde, het hy vir Satan en dit alles oorwin. Hy het die straf op sonde het hy gedra. Dit is verby
dit sal nie weer gebeur nie. Dit word nie pertinent in hierdie paar verse uitgewys nie. Dit word hier as agtergrondkennis veronderstel. Maar hier, geliefdes, word daar net verwys na die sterwe en die opstanding van Christus. Die klem val selfs nie in die paar verse op Christus se sterwe en sy opstanding nie, maar op die effek, die betekenis daarvan vir mense. Ons mense het saam met Christus gesterf en is saam met hom begrawe. En daarom is ons dood vir die sonde. Maar ons mense het ook saam met Christus opgestaan. Daarom leef ons saam met God. In kort is, ons is dood vir die sonde en lewend vir God. Ons is dood vir die sonde en lewend vir God. En daarom, geliefdes, kies mooi. Wat kies ons in hierdie oggenduur? Wanneer die woord van die Here vanmôre baie duidelik sê in Kolossense, ons is dood vir die sonde en lewend vir God. Natuurlik was hierdie sterf en opstanding ons nou nie letterlik vir ons nie. Paulus bedoel dit hier simbolies. Dit gaan hier oor ons verbondenheid met Christus. Ons is verbind aan Christus. En dit is 'n keuse wat ons moet maak. Ons is vasgebind, ons is vasgemaak aan Christus. Hierdie verbondenheid, broers en susters, hierdie vasgebindheid, kom natuurlik van Christus af. Hy het dit gedoen, hy het ons gekies, hy het ons geroep, hy het ons sy kinders gemaak. En ons aandeel daaraan was maar net en is maar net om in geloof dit te aanvaar. En weer eens die vraag vanmôre, hoe kies u? Vir wie kies u vanmôre? Die Griekse woord wat in Kolossense 2 vers 6 met aangesien julle Christus aangeneem en vertaal word, kan ook beteken aangesien julle Christus ontvang het. En daarmee wil ek nie sê aangeneem het is verkeerd nie. Ek wil net sê, broers en susters, dat ons ook ontvang moet bylees. Ons het Christus aangeneem, maar ons het hom ontvang. Nou dink aan die woord ontvang. Wanneer ons iemand by ons huise ontvang, dan maak ons die deur oop. Ons berei voor vir die persoon wat in ons huis sal inkom. Ons is gasvry wanneer ons iemand in ons huise innooi. Christus verlang so 'n ontvangs van ons. 'n Ontvangs waarin hy tuis sal voel. 'n Ontvangs waar ons harte se deure waawyd oop is vir hom. 'n Ontvangs waarin ons gereed is vir alles wat hy in ons lewens wil bewerkstellig. Die kern is, Christus het hom aan ons verbind en ons reaksie was om te ontvang en natuurlik te kies. Paulus noem nog 'n paar elemente wat bewys is van die verbondenheid. Hy praat oor die besnydenis, maar hy gee 'n nuwe betekenis aan besnyding. Vir hom gaan dit nie oor die fisiese besnydenis van die Jode in Kolossense op 8 dae ouderdom nie. Dit gaan vir hom oor 'n geestelike besnydenis van mense wie se sonde deur Christus weggeneem is. En daar staan letterlik dat die besnydenis is om gestroop te wees van die sonde. Soos wat jy gestroop word van 'n kledingstuk. Dit wil sê, geliefdes, om gestroop te wees van die sonde, dit is hoe God vir ons wil hê. Dit is hoe God vir ons wil sien. Die doop is nog so 'n teken van saam dood wees vir die sonde en lewend wees vir God. In plaas van om self te probeer om deur opoffering en feeste met bo-natuurlike magte versoen te word, kan ons eerder net leef
in ons verbondenheid met Christus. Maar om verbonde te wees aan Christus, moet ons onsself voorberei daarvoor. Ons moet 'n keuse maak, of ons dit wil hê, en of ons dit nie wil hê nie. Nou wie van ons vanmôre wil nie vir Christus in ons lewens hê nie? Ek glo daar's nie een persoon wat dit vanmôre kan sê. Maar die Here vra spesifiek in hierdie gedeelte waar Paulus vir ons skryf. Maak 'n keuse. Die agtergrond is baie duidelik aan ons. Die mense het nie regtig die lering ontvang nie. Hulle het nie dit geweet nie en hulle het rondgesoek vir wat is die waarheid. Maar broers en susters, ons ken die waarheid. Ons weet van die waarheid. Die waarheid is in ons midde. En so daarom hoef ons nie ons ore uit te leen vir valse leringe nie. Ons hoef nie ag te gee op wat ander vir ons vertel van die evangelie nie, omdat ons die evangelie ontvang het van die Here af. Maar as ons nie die evangelie ken nie, broers en susters, beteken dit my verhouding met die Here het baie werk. My verhouding met die Here is nog nie waar dit moet wees nie. 'n Lewe op die smal weg is 'n reaksie op God se aksie. God se aksie was wat Christus gedoen het. En ons reaksie is om met hom elke dag te lewe en te reageer. Met Christus elke dag te lewe. En so broers en susters, is dit 'n keuse wat ons elke dag maak. Kies ek Christus of kies ek die wêreld? Kies ek die smal weg of kies ek die breë weg? Ons reaksie is om elke dag met Christus te lewe. En daarom dat Paulus die paar verse begin met die woorde aangesien. Aangesien ons Christus aangeneem het. Aangesien ons aan hom verbind is. Aan hom vasgemaak is. Aangesien ons dood is vir die sonde en lewend vir God. Daarom moet ons in verbondenheid met hom leef. Ons aanvaar hierdie verbondenheid aan Christus deur onsself meer en meer aan hom te verbind. En ons doen dit daagliks met ons lewens. Ons doen dit deur daagliks te kies vir God bo die sonde. Ons is immers dood vir die sonde en lewe vir die Here. En daarom wil ons al meer doodraak vir die sonde. So dit is ons strewe. Ons strewe is om elke dag dood te wees vir die sonde en lewend te wees vir die Here. Hierdie verbondenheid word met 'n pragtige beeld beskryf en ek hou dit vir u voor. In hom gewortel. As ons na daardie gedeelte kyk, broers en susters, in hom gewortel, beteken dit is nie oppervlakkig nie. Beteken dit is diep. Dit is ver. In hom gewortel beteken, jou wortels is so ver dat die water bereik, dat dit lewe bereik, dit is lewegewend. Op hom gebou. Sê vir ons dat hy is die fondasie van dit alles. Hy is die fondasie van ons lewens. Ons bou nie ons lewe op leuns nie. Ons bou nie ons lewens op valse leringe nie, maar ons bou ons lewens op hom. Vas in die geloof, wat vir ons 'n aanduiding gee dat wanneer ek God kies, al kom storms op ons pad, al kom allerlei versoekings op ons pad, sal ek vashou in die geloof, want ek weet waar my krag en my sterkte vandaan kom. Ek weet waar die oorwinning lê, en daarom sal ek vashou in die geloof. En die laaste ene, met dankbaarheid vervul, want wat God vir ons gee,
is nooit negatief nie. Wat God vir ons gee, is goed. En daarom moet ons met dankbaarheid daagliks voortlewe. Dit is hoe ons verbonde aan Christus kan leef. In hom gewortel, op hom dui die basis, die fundament van ons lewe. En ons groei uit wat Christus is en wat Christus gedoen het. Dit is die rede vir alles. Ons hou vas aan Christus, geliefdes, in die geloof. Daar is niemand soos die Here nie. Ons doen dit alles uit dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het, vir wie hy is. Hierdie lewe van verbondenheid kan die beste verstaan word as ons kyk na die Griekse woord. Letterlik beteken dit om saam te stap. Om saam te stap, maar ook om rondom te stap. Geliefdes, 'n lewe van verbondenheid aan Christus is om saam met Christus elke dag te stap. Maar ook om rondom Christus te stap. Beteken waar ek ook al gaan, Christus is met my. Ek loop saam met hom. Ek kies Christus. Wat ons ook moet raak sien van hierdie werkwoord, is die tydvorm waarin dit gegee is. En dit beteken dat ons altyd en voortdurend saam met Christus moet wandel. Nie vandag en môre los ons eers, en dan weer oor 'n jaar, dan kom ek weer nie. Gedurig en altyd met hom wandel. Dit is 'n bevel van Paulus, broers en susters. Ons moet altyd en voortdurend aan Christus verbind wees. En dit impliseer dat ons teen enige iets anders moet kies. Liewe broer en suster, liewe jong maat, ons kan nie met een voet in die wêreld staan en met een voet by die Here nie. Ons moet kies waar ons wil wees. Die woord van die Here praat ook van, jy kan nie lou wees nie. So jy is of warm, of jy is koud. En so daarom moet 'n keuse gemaak word. Liewe gemeente in Christus, liewe doopouers en voogte, Christus het ons gekies om saam met hom te wandel. Hy het met sy dood en opstanding ons aan hom verbind. Ons het hom gekies en is aan hom verbind. Ons kies die smal weg, naamlik Christus. Nie die breë weg van ons eie verdienste en ons eie intellek, ons eie kragte nie. U kies hierdie weg nie net vir uself nie, maar veral vir u wat vanmôre doop. U kies hierdie weg vir u kinders. Hou vas, wees gegrond, wees standvastig in hom wat vir ons die verlossing bewerk het. Mag die Here u in besonder seën op hierdie dag en die weg soos u met hom die pad saam sal wandel. Kies mooi vanoggend. Die Here seën u. Amen.